Dit is met hartseer dat ek gehoor het van ons president wat oorlede is en ek het 'n lang pad met hom gestap en 'n ongelooflike tyd saam met hom gehad. Ek het in 1992 my beroep as lugwaardiens saam met His Excellency begin, wat vir my later dat die SAM geraak het. Dit was maar net onder ons 'n respek ding geweest, die manier op ons behandel het. Het het net gemaak het of dat ek so gemaklik was met hom, dat hy was vir my soos 'n vaderfiguur geweest. Al die goeders wat hy jou geleer het. Hy was nooit 'n politikus teenoor my geweest. Hy was altyd net hierdie leer jou, vra jou uit. Ja, so ek het begin by hom in 1992 as sy persoonlike lugwaardin en dit was 'n ongelooflike tyd geweest. Jy weet, ons is jonk, ons is bang. Hy het my so gemaklik laat voel hoe welkom ek is. Hy kon nooit vir my ook al sê dankie dat ek hom vat waar hy wil wees, dankie dat ek hom bedien nie. Ja, hy het enige mens, as jy nou maak, jy hoef nie 'n politikus geweest om dit belangrik te gevoel het in sy oë nie. Vir hom was ek Gwanangopi geweest. Hy het my nooit op my naam genoem nie. Vandag een af het hy vir my gesê Gwanangopi. Ek het nie geweet wat dit beteken nie en ek het so dom gevoel en ek was so jonk. En hy het net gelag en gesê find out and then you come and tell me. En hoe ek uitgevind het wat Gwanangopi beteken en ja, dit was vir my verskriklike groot voorreg om te weet hy het daai spesiale naam vir my gekies en tot die dag van sy dood, die laaste vlug wat ek saam met hom gedoen het, toe hy nou afsekerig was, het hy my nog steeds Gwanangopi genoem en elke keer vir my gevra, how are you doing? Are you okay? En dit is soveel jare, 30 jaar of wat, en nog steeds het hy onthou en nog steeds het is hy bekommerd, is ek okay? En dit is soos ek hom onthou. 'n absolute vaderfiguur en sy stories wat hy vir my vertel het, ook van sy klein dae, van sy kinderdae. Dit is ure wat ons bevliegtuig dat hy my vermaak het met sy stories. Dit was my verskriklik hartseer om te hoor dat hy nie meer met ons is nie. Maar ek weet ook dat hy 'n baie goeie lewe gehad. Hy het my geleer van Peking duck. Dat ek nie idee gehad het, hy het net vir my laat weet hy wil Peking duck op 'n vlug hê. En ek moes geskarrel het om uit te vind wat is Peking duck en eventually gekry en al sy gewoontetjies en sy gesonde gewoontes en sy oefenpatrone en wat ook vir my baie na in die hart is, dat hy altyd vir my vertel het, hy staan 3 uur in die oggend op en gaan loop met sy ducks agter in die tuin van Stytas. Toe vra ek vir hom, why 3 o'clock, Your Excellency? That is so early. Dis die enigste tyd in sy lewe wat sy tyd syne is. Hy sê 6 o'clock, dan check hy